Hallo, my naam is Janine van die Kerk van Radio Kansel. Ons praat oor dien en ons het die naweek gesê as Jesus die een is wat jy dien, hoe gaan jy hom anders dien as andersins? Maar vandag wil ek hom 'n bietjie omswaai. Kolossense 3 vers 17 sê wat jy ook al doen in woord en in daad, doen alles in die naam van Jesus die Here, terwyl jy God die Vader deur hom dank. Twee dinge. Jy doen dit omdat jy dankbaar is en jy doen dit omdat jy Jesus verteenwoordig. Jy doen dit in die naam van Jesus. Nou kom ons raak regtig prakties. As Jesus nou in jou gesinnetjie was, dink jy hy sal sy skottelgoed net daar los waar hy klaar geëet het? Of sal hy gaan en dit in die skottelgoedwasser sit, want hy wil die lewe makliker maak vir iemand anderste? Dink jy hy sal goed netjies los, of wat ook al dit is, 'n koppie koffie bring, of wat ook al? Dit is so maklik daar by die huis om mekaar te dien en om die lewe vir mekaar makliker te maak. Sal hy by die werk? Weet jy hoe min moeite is dit om mense raak te sien? Daai ou wat reg langs jou sit. Dalk het hy ook ink nodig. Jy het ink bestel. Die mense wat die ink het is doei aan die ander kant op die eerste vloer. Jy sê, "Hey, ek gaan ink haal, kan ek vir jou bring?" Of die vorm wat jy moet invul, of wat ook al jou werk is, om dit so goed te doen, dat wie ook al moet aanvat van jou af, geseën is en sy lewe makliker is. En hy dink by homself, "Sjoe, daai Christen het my nou gehelp." Dit is Jesus wat hulle dien, dis hoe Jesus hulle sou dien. So my vraag vir jou is, wie is die mense wat die Here in jou lewe gesit het nou? Jou gesin, jou werksmense, kerkmense, vriende, die mense wat jy gereeld sien, hulle is die mense wat die Here in jou lewe gesit het om te dien. Daar's net een ding, né? Ons dien nie net omdat dien 'n goeie ding is nie. Daar's baie mense wat nie Christene is nie, wat goeie mense is en graag dien. Hulle het ook sopkombuise en hulle doen ook, jy weet, kleertjies by mekaar in brein gaan te kere. Die ding wat ons anders maak is, ons goeie werke gebeur in Jesus, want dan kry die Vader die eer. So, ons sê mos vir mekaar, ons word vanmôre wakker, en dan sê ons, "Môre Here, hoe gaan dit?" En dan vra jy vir die Here, "Here, kan jy asseblief vandag vir my geleenthede om te dien voorberei? Kan jy die grond voorberei? Kan jy vir my uitwys wat ek vir wie, wanneer moet doen tot die eer?" En dan gaan jy en jy doen dit. En as jy 'n idee kry of iets is reg voor jou, moenie dink daaroor, wik of weeg nie, doen dit net, want jy het mos nou vanmôre vir die Here gevra om jou te lei. En jy weet nie wat sy ewige gevolge daarop is, dat jy besluit vandag gaan ek mense lief hê deur hulle te dien. Of hulle dit nou sien of nie. Inteendeel, as hulle dit nie sien nie, is dit eerste prys. Nou maar toe, gepraat van dien, ek moet gaan klaar hardloop, dat ek hier 'n video kan maak en dien ek vir jou hiermee, hè?